Hartlike goeiedag. Die Bybel vertel ons van 10 melaatses wat Jesus by 'n dorp tegemoet gekom het en geroep het om barmhartigheid. Ons lees daarvan in Lukas 17 vers 14 tot 16. Daar staan: toe hy hulle sien, dis Jesus, sê hy vir hulle: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Ek wil graag met jou vandag praat oor hierdie een woord, waardering. Dis interessant dat hierdie manne nie soos gewoonlik met Jesus se genesings dadelik gesond geword het nie, maar op pad na die priesters hulle genesing ontvang het. Dit was deels die vrug van hulle geloof in die woorde van Jesus, maar ook omdat die Here in sy soewereiniteit werk soos hy wil. Soms gebeur 'n wonderwerk onmiddellik nadat jy gebid het. Soms gebeur dit geleidelik en oor 'n tydperk heen. In elk geval is dit die Here wat die wonder doen. Dit moes daarom vir hulle 'n wonderlike belewenis gewees het om skielik te besef, hulle is gesond. Kan jy jou indink wat hulle vir mekaar gesê het en toe hulle self en na mekaar kyk en besef, die melaatsheid is weg. Dit was 'n grootskaalse genesing. Jesus het as dit ware met een sin 'n hele hospitaal gesond gemaak. Nou is daar egter 'n interessante verwikkeling. Terwyl hulle saam siek en in smart was Jood en Samaritaan deur 'n gemeenskaplike nood saamgebind. Nou dat die nood verby is, tree daar weer onderskeid in. Net een van hulle, die Samaritaan, kom terug om dankie te sê. Ek wonder, waarom het net die Samaritaan kom dankie sê? Waarom het die Jode nie ook kom dankie sê nie? Dalk het hulle as Jode, omdat hulle self as die volk van die Here beskou het, die gawes van God as hulle vanselfsprekende reg beskou en dit nie as 'n voorreg en 'n genadegawe van God gesien nie. Dis een van die mees tragiese gesindhede wanneer mense welwillendheid as 'n reg beskou, veral dit wat die Here uit genade vir ons gee en doen. Sou hierdie Samaritaan eers met die ander 9 geredeneer het en hulle probeer oortuig het om ook vir Jesus te gaan dankie sê, voordat hy die wetlike vereistes nagekom het, deur na die priesters te gaan, wou hierdie man egter eers vir sy weldoener gaan sê dankie. Die dankbaarheid het in sy hart gebrand. Daar is met eens iets in sy hart gebore wat nie in die hart van die ander bestaan het nie. Die ander 9 was tevrede. Hulle het mos nou hulle genesing ontvang. Die Samaritaan het meer as genesing gesoek. Hy het die geneesheer gesoek. Die ander was tevrede met die gawe. Die Samaritaan wou ook die gewer in sy lewe ontvang. Sy dankbaarheid en liefdeskuld teenoor Jesus was so groot, dat het hom teen die meerderheid laat ingaan het. Boonop was hy 'n Samaritaan, die een van wie mense die minste sou verwag. 1 uit 10 wat kom dankie sê. Ek wonder of ondankbaarheid nie maar nog altyd een van die mens se grootste sondes was nie. Ons vergeet so gou. So dikwels wanneer ons gekry het wat ons wou gehad het, vergeet ons om dankie te sê. Miskien moet ek en jy nou vir 'n paar oomblikke besin oor ons dankbaarheid teenoor ons goeie hemelse Vader. Sal ons dit doen? Here, U sê in U woord, hy wat dank offer, eer my. Dit is die een offer wat ek steeds kan en moet en wil bring. Dankie Here vir U barmhartigheid in my lewe. Amen. Tot 'n volgende keer. Seën vir jou.